Goeiedag, agte kykers. Ons is bly dat ons weer vandag saam met u kan sit en saam kyk na hierdie program Godsdienst en Koerante, wat die koerante en die media alles praat oor godsdienstige aangeleenthede. Ons saai uit hier vanuit die Kaap op die TV-stasie Homebase TV. Jy kan dit kry deur middel van 'n decoder of streaming. Jy tik dit in daar homebasetv.org. Dan kry jy hom reg deur 24 uur elke dag. En so by ons het ons weer vir Regard, baie dankbaar dat jy hier is, Regard, jong. Ai. Lekker om hier so te wees. Ja. Hoe gaan het met oom se been, om sy knie? Jong, ek is nog eintlik 'n been af. Ek sien hom het hier ingekom met krikke. Ja. Maar ek is nou nie been af in 'n jong man stal nie, ek is nou been af op die ou man stal. Ai. Ja nee, dit is maar 'n stadige Proses. Dit is 'n proses, ja nee. Ja. Ek was vanoggend nou net voor gekom met by die fisio. En ek kan nou wel loop al sonder dat daar nou pyn is, maar nee, hulle wil hê ek moet op krikke loop. Ek moet nou weer leer krikke loop. Sjoe. Kan jy dink 'n ou man moet nou weer leer loop daarvoor? So. Ek het al probeer, ek is baie sleg daarmee oom. So my vrou wou vir my krikke gekry het en toe sê ek nee, los my eerder. Ek sukkel maar soos voort sonder dit. Maar dit is maar seker veiliger met die krikke oom. Nou my vrou het ongelukkig gehoor wat die visio sê daar, soos nou ek double trouble. En die visio wil hê ek moet hier so by die opnametafel sit met my been op 'n tafeltjie om my been nog uitgerek te hou. Daar is ons elke 5 minute bestop, want dit word seer. Ja, dit is 'n storie, ja nee, kyk, dit is 'n storie. Ja, nee. Ja, oom, raai wat? Wat? Ek het van baie goeie nuus. 'n bietjie goeie nuus. Oom, ek dink oom se jaar gaan gemaak word as oom hierso hoor wat ek hierso vir oom het. Ja? Dit sê hierso nuwe Afrikaanse koerant in vooruitsig. En hierdie is 'n regte koerant, nie 'n e-koerant of 'n digitale koerant nie, 'n regte gedrukte koerant. 'n papierkoerant. Dit sê hierso die papier, Ja. 'n nuwe weeklikse koerant, maak 6 Maart volgende jaar vir die eerste keer sy verskyning. So die naam van die koerant is die papier. So dit is papier in die hand. Al gesê papierkoerant. Nou dis nou al 'n keuse bietjie korter, né? Ai, dit is nou baie interessant dan. Nee, dit is goeie nuus. Iets om nou uit te sien. Ja, dit sê hierso Novus Media, 'n afdeling van die JSE genoteerde Novus Holdings, het Dinsdag die nuus bekend gemaak. Hierdie strategiese uitbreiding versterk Novus Media se posisie in die drukmediamark, waar dit voortgaan om titels te bekom en te bou wat waarde aan teikengehore bied, lei die instelling se verklaring. Barnard Beekman, oud-beeldredakteur, is as eerste redakteur van die papier aangestel. Die koerant sal elke Vrydag in druk en ook digitaal formaat gepubliseer word en leidens die verklaring omvattende dekking bied van die week se nuus en die naweek se gebeure, as ook gemeenskapsstories, sakeverwikkeling, sport, kultuur en leefstylinhoud wat spesifiek vir Afrikaanssprekende lesers oor Suid-Afrika heen van belang is. Okay, soos is nou 'n naweekkoerant wat Vrydag uitkom en al daai dinge dek. Dat daardie is dit Bernard Beekman, né? Barnard Beekman. Barnard Beekman. Ja, nee, hy was 'n baie bekwame redakteur daarvan die Beeld. En nog onverklaarbaar wat hulle die Beeld sommer so toegemaak het, soos dit vul 'n baie spesifieke behoefte daarin. Dit sê so Novus Holdings het einde verlede jaar Media 24 se verspreidingsfinaal onder dot en die versamelingsgemeenskapskoerante oorgekoop, na die media reus se aankondiging dat hy sy Afrikaanse koerante gaan sluit. So hulle het met vooruitsig met 'n visie. En was 'n bietjie betrokke, so is nie van 'n totaal nuwe onderneming nie. Die span by Novus Media is opgewonde oor die papier bekend te stel en ons sal druk en digitale kundigheid kombineer om daaglikse digitale nuus saam met 'n weeklikse koerant te lewer. Vir baie Afrikaanse lesers is daar 'n sterk begeerte om 'n nuus in 'n koerantformaat te lees en ons is vol vertroue dat die Afrikaanse gemeenskap die papier sal ondersteun onder die leierskap van Esme Smit, direkteur van Novus Media, en Barnard Beekman. Die papier sal ondersteun. Letterlik die papier sal ondersteun nou. Ja, ek sal die papier ondersteun. Ek dink is 'n kwai naam. Ek hou baie daarvan. Ek dink is hulle het 'n goeie ja, dan sê hulle moes gemaak het die regte ou boer Afrikaans die pampier, van die ou mense van die pampier. Sê Beekman voeg by die besluit om 'n nuwe koerant te begin verteenwoordig 'n historiese oomblik. Dit spreek Afrikaanse lesers se volgehoue behoefte aan,
ook as Suid-Afrikaners, soos beskryf deur Arthur Miller, Amerikaanse skrywer. 'n Goeie koerant is 'n nasie in gesprek met homself. Die dag 6 Maart 2026 sal die begin van 'n opwindende nuwe hoofstuk wees, voeg Smit by. Ons belê in 'n gemeenskap stories en inligting, burgerskap, terwyl ons brûe oor Suid-Afrika se diverse landskap heen bou. In vandag se wêreld dra plaaslike journalistiek by tot demokratiese diskurs, en dit is presies wat die papier sal wees. Ek is baie opgewonde hoor. Maart 26, nog 3 maande, 4 maande. Dis nie meer so lank hier. Gaan vinnig daarom. Ag, dankie tog, ek is bly om dit te hoor. Dis baie goeie nuus. Jy weet, die mense sal nie besef hoe geweldig, wat 'n geweldige skade gedoen is deur die toemaak van die koerante nie. Ons stel dit nou baie op. Jy weet, as jy nou kyk, die Volksblad, hy was nie meer 'n papierkoerant nie, maar hy was nog digitaal PDF, en hy het baie berig oor kerklike sake in die Vrystaat, al die hele are ensovoorts. En die Beeld het baie berig oor kerklike aangeleenthede in die Transvaal daarso. Al die synodes daar. Ja. Maar die burger die Kaap hier, hy worry nie wat gebeur in daardie provinsie, daardie saak nie. Gee eintlik geen nuus daarvan. So al nuus is weg daar. En in rapport nou, daar is nog berigte, maar jy kry nie opgesoek nie. Ek soek baie keer, dan kry ek niks, en dan die later die dag, dan stuur daar van ons vriende berigte deur wat hulle opgespoor, ergens uitgetrek het daarvan so. Ja, hulle sê nou, hulle gaan 'n digitale platform ook hê. Ek hoop dat hulle 'n goeie ontwerp sal hê. Ja. Want die laaste keer dat ek ook op Netwerk 24 se website was, dit is maar nie die beste, in my opinie, die beste ontwerp om by goed uit te kom nie. So hopelik is hulle digitale platform 'n bietjie beter. Ja. Wel, baie dankie en sterkte vir Barnard Beekman. Ek was hier so gewees by hierdie Stellenbosse taalfees, en hy het daartoe gepraat oor die toemaak van koerante en skokkende gebeurtenisse. Die ding is, as jy kyk in die geskiedenis, nie baie lank terug nie, toe dinge oorgaan na digitaal, toe die internet begin het, computers, laptops, tablette, fone en so voort. Toe het baie mense gesê, ek onthou selfs oor die nuus, het hulle met baie hoë op mense wat nou jy sal sien, hulle is mos nou slim mense en so voort, wat gesê dat alles gaan oorgaan digitaal. Hulle het gepraat van in die skole kinders gaan nie meer papier gebruik nie, hulle het soos in die toekoms nou in, dit is hoe die toekoms gaan lyk. En in 'n sekere mate is dit waar, tot 'n mate, ja, baie skole het computers en goeders, maar as 'n hulpmiddel. Ja, maar kinders moet nog steeds skryf. Hulle moet nog steeds en merk en die ding is, ek het nou gehoor dat hulle gesê het 2025 was een van die jare, of die laaste paar jaar, dink 2023 sovoorts, van 2020 tot nou toe, die hoogste syfers van boekverkope wêreldwyd. Nou ja. En hierdie selfde mense wat so 15-20 jaar terug gesê het, boeke gaan uit, papier gaan uit, en nou is dit, jy verstaan, mense soek nog steeds boeke, hulle soek papier, hulle soek die regte ding. Ja. Verstaan, so ek sien hierdie as 'n begin. Ek dink daar gaan nog mense kom en nog aan Afrikaanse koerante ook nog oopmaak. Interessant, net gister toe kry ek 'n oproep van mense wat hierdie boek wil bestel, hierso van Dominee Heiberg, hierdie ene oor die moslims. Hulle sê nee, hulle wil aan hulle hand hê, hulle kan merk en skryf en notas maak dat. En dan beteken dit iets, jy weet, net 'n e-boek help nie eintlik nie, ja. So. Interessant. Ja, nou het ek hier so 'n berig, hier is nou 'n bietjie meer oor see, dit sê Daily Mail owner agrees to buy the Telegraph, dis nou Britse koerante. Daily Mail owner DMGT said on Saturday it had struck a £500 million deal. Sure. Wat is 10 biljoen rand daar rond. Ja, dit is aan bitter baie geld. To buy a rival newspaper, The Telegraph, in a tie-up that would create one of the most powerful right-leaning media groups in Britain. Ja. Interessant. Right media, hulle kyk vanuit 'n regse oogpunt, hulle probeer daardie situasie dek en nie net woke en links nie, né? The Redbird IMI joint venture acquired the Telegraph Media Group and the Spectator magazine in 2023.
only for the then government to intervene and ban foreign state investment in UK newspapers. Redbird then sought to formally request approval from the government to proceed with the acquisition under a revised structure. The Abu Dhabi-backed RMI participating as a minority investor capped at 15%. So as hulle wil nie hulle media net deur oorseese plekke laat beheer nie, hulle wil nog 'n Britse invloed daar hê. Dit is 'n geweldige hoeveelheid geld daai. Ek het nie eens geweet dit is soveel werd nie. Dis Ek glo nie dit is nie, man. Nou ja, al seker geld wat rond lê. Ons het mos nou laasweek 'n bietjie oor BBC gepraat. Ja. En nogal reaksie gekry, die kykers was nogal. Dis eintlik skrikwekkend wat hulle gedoen het. Kom ons kyk nou hierso. Dit sê hierso, Britain's media regulators sanctioned the BBC on Friday for a materially misleading documentary on the lives of children in Gaza because it failed to disclose that the father of the teen narrator held a position in the Hamas administration. Kan nie nou dit glo. So eers nou met Trump se ding, wat hulle dagvaar, en nou kom hierdie storie. Maar daar was al 'n paar sulke stories, né, van veral oor Gaza, dit is 'n show. Nee, dit is, daar's so baie, elke keer is daar een of ander groot ding, en dan val al die nuus en al die media val vir die storie, en hulle doen nie ordentlike ondersoek nie, want dit pas hulle narratief. En as gevolg daarvan, val hulle daarvoor en hulle saai dit uit, en dan is hulle in die moeilikheid, want dan was dit eintlik nie in die waarheid nie. Want het was deur die Hamas was verskaf gewees, en hulle besef dit nie. Dis 'n storie. Ja. Hier's nou 'n interessante ene, the Business Day, AI and the Archive. Deepfake, AI-generated videos and photographs pose serious headaches for the future. Soos ons gaan nog kopseer, ek kan ons sê, klaar kopseer oor al die deepfake en dinge. Dan sê die generative AI, Gen AI, has developed so quickly and made such strides in its ability to imitate the real in recent years that it may not seem surprising that the latest cinematic front to worry about is its potential consequences for documentary film. Warnings about AI tools and the implications for the medium have been sounded in the documentary world for longer than most, with concerns raised in 2021 when the film Roadrunner about the TV globetrotter Anthony Bourdain courted controversy after it was revealed that filmmakers had failed to disclose that several lines of Bourdain's voiceover were created by training AI software using samples of his voice to appear as if it had actually recorded them before his death. Sure. Nagemaak. Sure. Dan eindig het af so, dit sê, whether they will be able to protect what's left of the idea of truth in a world where anyone can make their own, only time and the speed of the developments in technology will tell. Sure. So as die vraag is, wat gaan oorbly van waarheid? Ja, kyk, en dit gaan so vinnig vooruit, oom. Elke week as ek sien, dan is daar iets niets en vordering, en is nog beter. Ek het so rukkie terug, het ek 'n opname gehad, en die persoon laat weet by na die tyd, hulle het 'n fout gemaak, want hulle het statistieke genoem, en hulle het gesê, ek dink 30%, maar dit moes eintlik 50% gewees het, of ek kan nie presies nou onthou nie, maar hulle is nou al klaar weg, en hulle bly ver, en ek sê toe, okay, ek sal kyk wat ek kan doen, en ek gebruik toe ek AI gebruik, om sy selfde storie, om ook sy stem te vat, en daai woord daar te verander, maar natuurlik, ek doen dit, want hy het my gesê ek moet dit doen, maar hoeveel mense kan dit doen, jy weet, sonder dat hulle toestemming het van die persoon se stem. So deesdae, ja, as jy die sagte woorde gebruik word, dan sê hulle ja, maak seker dat jy die toestemming het van die persoon en so voort, maar jy sê net ja en gaan voort. Okay. Want so, ja. Daar is nie regtig limite gestel om mense te keer om so iets te doen nie. So enige iemand op die straat kan gaan en enige iemand se stem vat, as jou stem ergens op YouTube is, en dan kan jy dit kloon en hy kan enigiets laat sê. So dit is waar ons is op die oomblik, en dit is eintlik skrikwekkend as jy daaraan dink.
Jy sê my nou 'n ding, ek sal dit onthou, weet ek maak partykeer foute hierso as ek praat, ek het laasweek 'n fout gemaak, en ek het ons gepraat daar oor die moslims wat nou inkom van Gaza af, en die een persoon het gepraat van, hulle verwag 600.000. Ek dink 300.000. Oor 300.000. Ja. Wat 'n vraagteken oor is, en toe sê ek, maar dis 300, en ek het verkeerd gelees, nie 300.000 nie. So as jy nou al my foute moet regmaak, nou dat ek weet jy kan dit doen daarso. Maar solank om sy toestemming vir my gee. Ja, maar wat my bekommer, jy weet, ek kry baie keer pragtige video's van die paus, waar die paus nou baie mooi verklarings maak, maar dit is so 'n refrein in een klank, dan wonder ek daaroor. En dan ook van Elon Musk. Ja. Hy is nou bekeer, nou praat hy oor die rapture. En nou wonder ek, Elon Musk, hy is nog nooit godsdienstig gewees nie, hoe sal hy nou oor die rapture praat nou? En my vermoede is dis AI, Ja. maar die tragedie is, jy kan nou nooit meer weet, jy kan nooit meer glo wat jy sien daar nie, is alles 'n klag. Dit is regtig skrikwekkend hoor. Ai. Dit wys maar net, ons is naby aan die einde hoor. Ja, en ons moet versigtig wees wat ons Ons moet kyk en niks, lees. ja, ons moet nie net val vir enigiets nie. Ja. Hier is enetjie wat sê, telling the truth shouldn't be a death sentence. Dis gevaarlik om die waarheid te praat hoor. En in sommige gevalle kan dit jou dood veroorsaak, Ja. as jy die waarheid praat, en dis uiters tragies. It says, South Africa loves a commission. We watch them like national crime dramas. We gasp, we tweet, we analyze, and then we move on. But the people sitting on those witness boxes do not get to move on. The danger does not end when the cameras stop rolling. For many of them, that is exactly when the danger begins. What a commission is revealing is not ordinary corruption, it is the violent criminal capture of the republic. And beneath of all this spectacle lies a quieter truth. In South Africa, telling the truth can get you killed, and the state does not protect the people who do it. Ask the family of Babita Deokaram, murdered for flagging suspicious payments in a Gauteng health department. Ask about Lieutenant Colonel Tseba, now remembered as a symbol of integrity paid for in blood. Ask the whistleblowers now living in safe houses, moving from couch to couch, or fearing the footsteps outside their doors because they dared to honor the Constitution before the Constitution honored them. And it said these whistleblowers should not be national martyrs. They should be national assets. The people who expose corruption should not have to choose between truth and survival. Because if the price of telling the truth in South Africa continues to be death, then the problem is not whistleblowing, the problem is the country itself. Baie ware woorde oom. Dit is Uiters en die ding is, tragies. jy hoor baie van hierdie tipe van goed, jy hoor dit nie op die nuus nie, jy sien dit nie in die koerante nie oom. Ek het een keer, het iemand my video aangestuur, YouTube video, van 'n man wat sy storie vertel het. Hy was in die Skorpioene nog bestaan het. En hy het toe uitgekom met korrupsie en goeders wat daar was. En nêrens, ek het gaan opsoek op die internet. Oral gaan soek, nêrens kon ek enigiets kry oor die ou nie. En wat, hy vertel toe sy storie wat hy alles deur is. Ja. Dit is skrikwekkend. Dit is so erg dat jy kan nie jouself indink dat so iets kan gebeur in ons land nie. Jy kan nie jouself indink nie. En hoekom? So, Want hy staan op vir die waarheid. Jong, om nou te gaan na 'n totaal ander onderwerp, iets waaroor ons nie veel praat nie, maar wat my nogal heel gefascineer het, hier is nou ene oor argeologie. En het sê, ancient silver goblet from Judean hills bears earliest known image of creation. En hierso het hulle nou daar, 'n goblet is so, wat jy uitdrink daar, 'n klein bekertjie daar, en daarso op is tekeninge van die skepping. so. Nou wat my hier gefascineer het, is ek het so 'n klompie jare gelede gaan 'n lesing bywoon by die Kweekskool by Stellenbosch, en daar het die professor van Ou Testament gepraat. En hy het gepraat van al die Sumeriese skepingsverhale en al daardie tipe dinge, maar wat het toe op neerkom, die punt wat hy toe probeer maak is dat die Bybelse skepingsverhaal
is maar net een van die vele skepingsverhale daar, en dit is mythologies, ons kan dit nie ernstig opneem nie, van daardie mense het dit neergeskryf, en as jy nou Genesis neem as 'n mythologiese, metaforiese verhaal, dan ruk jy die hele basis van die Bybel uit, die hele skepping, die 7-dag skepping daar, die sondeval, alles val plat. Interessant dat jy dit so stel, oom, want hoe ek het sien is, as jy gaan kyk, al die verskillende lande, kan jy gaan kyk na duisende jare terug, na geskrifte, en selfs tablette, en selfs ek dink hulle het 'n grot ontdek ergens in Asië, waar jy sien, waar hulle prentjies teken, en praat oor 'n vloed wat daar was. So hy kan nou sê, dis mythologie. Vir my is dit, hoekom sal hulle lieg? Hoekom sal hulle, want dit is net soos met die Egiptenare, wat geskiedenis neergeskryf het teen die mure, het baie, selfs met die Boesmans hierso, wat hulle jy verwag dit moet gebeur. Dit is hoe hulle geskiedenis behoue gebly het. En natuurlijk gaan die storie nie altyd presies wees nie. Nee. Want daar is 'n klomp generasies en die stories gaan deur. En partykeer met kom maar 'n stertjie by, wat ook al dit mag wees, maar die basis van dit bly dieselfde, dat daar was 'n skepping. Daar was 'n vloed. En ons het die voorreg dat ons die Bybel het, wat vir ons die regte volledige prentjie skep. Absoluut. Oor hoe dit presies gebeur het. So vir my is dit eintlik dit bewys nie dat die Bybel eintlik waar is. So. Nee, die bestaan van 'n klomp ander verwante stories maak die Bybel meer geloofwaardig. Presies. En dit is nie dat die Bybel het daarvan verleer net nie, maar dis soos as jy in 'n hofsaak is, en jy klomp verskillende getuies, en almal vertel min of meer dieselfde storie, nie alles is presies dieselfde nie, maar is min of meer dieselfde, en dit kom tot dieselfde punt, dis maar dieselfde. Nou kyk wat sê hulle hierso. Hulle sê dat chalice from Ain Samir, a silver goblet discovered more than 5 decades ago in the Judean hills, has emerged from decades of scholarly debate with a startling new interpretation. The 4,300-year-old vessel contains the earliest known visual depiction of cosmic creation, predating Babylon's famous creation myth by more than a millennium. Sure. Dus hier is nou 'n verhaal opgeteken daar argeologies wat meer as 100 jaar oud is. Of 100 jaar ouer is as al die ander verhale daar so. Millennium is mos 100 jaar. Millennium is 1000 jaar. 1000 jaar. Ja. Okay, dankie laat jy my hierso. 'n eeu is 100 jaar. Ja, 1000 jaar. Weet jy baie is dit? Wat het 1000 jaar voor al die ander stories daarso nou bevestig. En daar is 'n prent van die chalice daar, hoe hy lyk daar, en van die uitbeeldings wat daarop uitgekrap is. Dan gaan het aan hierson sê, a new study published Thursday in the peer-reviewed Journal of the Ancient Near Eastern Society of Ex-Orient Looks presents a different answer. The goblet depicts not the violent cosmic warfare of Babylonian myth, but a peaceful transformation from primordial chaos to ordered creation. A narrative that resonates with the opening chapter of the Bible itself. The division between chaos and order appears throughout ancient Near Eastern cosmology. The Bible recalls, God said, "Let there be light," and there was light. God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness, Genesis 1:3-4. While the goblet's imagery differs from the biblical account, featuring God, chimeras, and celestial vessels rather than God of Israel speaking creation into existence, both narratives share the theme of order emerging from chaos, light banishing darkness. The goblet does not tell of a violent struggle between gods, but of a peaceful process of cosmic ordering, said Daniel Sarlo, who co-authored the study. It shows how the sun is born, banishes chaos, and renews the world.
To support the interpretation, the researchers point to a previously unpublished artifact, a 3,800-year-old prism excavated in the 1980s at Lidarwayuk in Turkey. The prism bears similar cosmological imagery, including a celestial boat, strengthening the theory that these symbols form part of a shared ancient understanding of creation across the Near East. En dis presies wat ons nou oor gepraat het. Ja, Dis nie presies wat die 100% presies volgens die Bybel nie, maar die grotere prentjie as jy daarna kyk, ja, dit gee net vir ons weer eens die gemoedsrus en ook dat ons net weer ons geloof kan versterk om te sien dat die woord wat God vir ons gegee het is absoluut die waarheid. presies. Hiertoe gaan ons nou 'n bietjie verder. Israeli Ghanaian breakthrough challenges Darwinian assumption at the core of evolutionary theory. So a team of researchers from Israel and Ghana has produced new evidence that strikes at a central pillar of Charles Darwin's theory of evolution. Published in PNAS, the findings show that a key human mutation connected to protection from African sleeping sickness appears far more frequently exactly where it is beneficial. This pattern, the researchers argue, cannot be explained by random mutation. The assumption Darwinian theory has treated as unshakable for more than a century. The conclusions echo another study led by University of Haifa researcher Prof. Ari Livnat, which examined the emergence of the hemoglobin mutation that protects against malaria, using a highly precise method for detecting de novo genetic changes. Livnat's team found that the mutation arises far more frequently in African populations than in Europeans. Again, precisely where the protection is needed. These converging studies present a direct challenge to the belief that mutations occur by pure chance. Ja, het is altyd goed om sulke berigte te kry en te lees wat nou Darwin se teorie nie ondersteun nie en kyk na die ander opsies se werklikheid ook daar. Ja, en die hele ding is dat ons weet, as ons kyk na baie van hierdie wetenskaplikes wat ateïste was en wat Christene geword het en begin glo het in die skepping. Ja. Daar's 'n rede hoekom dit gebeur het. Ek bedoel as jy vat vir Robert Gentry. Ja, Hy het nie geglo in God nie. En hy het nie geglo in die skepping nie. En vandag glo hy in die skepping. En dan wys hy al die wetenskaplike bewyse, swart op wit, ja, die rede hoekom hy glo in die skepping. ja. So, En as Walter Fight, daar's 'n klomp ander daar's so baie. Ek het 'n boek, Ja, baie interessant. Die hele boek, elke hoofstuk in hierdie boek, ek kan nie presies hoeveel hoofstukke dit is nie. Seker iets so 60 hoofstukke of iets. Ja. Elke hoofstuk is deur 'n ander wetenskaplike geskryf. in 6 days is dit daar nie Ek nog. dink so, ja. Maar elke hoofstuk is 'n ander wetenskaplike en ja. dit is so goed gedoen. Ja. Nee, pragtig. Ja, een van die kykers het my 'n interessante video gestuur en ek wil net vir kykers se aandag hierop vestig. Ons kan dit vir julle stuur. En hierdie video praat oor Noag se vloed en hoe hierdie wetenskaplike na baie dekades besef het dat Noag se vloed wel korrek is. Sure. Laat daar so 'n katastrofiese gebeurtenis wel plaasgevind het wêreldwyd. En daar so baie geologiese bewyse daarvoor wat dit ondersteun. Ek wil net 'n stukkie uitspeel. Die video is 50 minute lank, bietjie lank. Ons gaan so 3,5 speel daar het. Net as agtergrond, as jy dit wil kry dit, want baie mense is oningelig. Hulle weet nie hoe om hierdie Noag se vloed te bevestig en te ondersteun nie. Kyk gerus hierna. In regards to the Bible and the biblical story of the global flood, why does it matter? Does it? Can we just say, you know what? Let's just say, you know what? It's symbolic, or let's not argue about it. It could be a localized flood. Maybe it's not that big. Maybe it was just Noah's little area, territory. But why does a global flood really matter? Welcome, everyone. My name is Anil Kanda, and we have an exciting video today. He's not just your average scientist. Dr. Ron Neller has spent years studying river systems, erosion, and geology from purely a secular standpoint.
until the evidence started pointing him somewhere he never expected, straight to the book of Genesis. Today, he's known as one of the few scientists brave enough to challenge the mainstream narrative head-on. He says that the flood wasn't a myth. It was the most catastrophic event in Earth's history, and the rocks still bear its scars. In this episode, we're talking dinosaurs, soft tissue, and the skepticism that's even creeping into the church. So buckle up. This is science, scripture, and truth colliding. Dr. Neller, thank you so much for being here. We're excited about this episode. Well, thank you for the invitation, Anil. Great. It's great to be on one. Now, we're gonna jump right into this. Now, with your background in science and your speciality in studying floods and erosions and bodies of water, ancient bodies of water, how in the world did you, as a scientist, come to believe the book of Genesis? A long story, that one. As I said, it took 35 years to start to see the evidence wasn't stacking up that I had been taught. And so the landscape certainly did not look old. That didn't quite fit, particularly the sedimentary layers. A lot of inconsistencies in the sedimentary layers and so on. I guess, and then also when you look at fossils and those sort of things as well, you start to see evidence that doesn't match the current paradigm, the current way of thinking. And so it took me 35 years to start putting all this together into a new framework, I guess. Now, one of the benefits I guess I was blessed with when I was in university in the early days was one professor said, never accept the existing or current paradigms, always challenge them. So unlike a lot of other people, I was challenging the existing paradigms. And, you get into trouble when you do that, but it's friendly trouble in academia. But I was constantly challenging those paradigms. I think the other thing that really helped me, though, was given my age, I was traveling the world before we really had access to Landsat and satellite images freely available to us. And so what I was looking at then were patterns around the world. And I think that blessed me and a few other people as well. When you look at patterns, you see connectivity on a global scale. Just one example, I might have gone to 9 different locations, looked at the same feature in 9 different locations, and found 9 different academics that come up with 9 different interpretations. But in reality, when you look at the connectivity, when you look at it on a global scale, you see another pattern emerge. And so I guess it was the fact that I was traveling worldwide, the fact that I was seeing patterns. But I think also I was blessed with working with people from various disciplinary backgrounds, archaeologists, anthropologists, biologists. And so what I was getting was a bigger picture. So yes, challenge the paradigms, look at a global picture, look at a bigger picture. And I think out of all that, after 35 years, the individual pieces of evidence started to come together and give me a new way of thinking. Ja, interessant. Hy sê, from a secular perspective het hy alles ondersoek, en toe hy nou al die dinge by mekaar sit, toe sê maar die vloed, die Bybelse vloed, volg die patrone wat hy kon sien geologies. Wat hy ontdek het. Ja. Dus as kykers hier na 'n kopie wil kry, ek stuur dit vir u per WhatsApp, stuur my net vir die WhatsApp nota, dan stuur ek dit vir u daar. Ons 'n bietjie teruggaan na wat ons laasweek ook bietjie oor gesels het, en die NG Kerk. En wat van die NG Kerk? Ek kan amper sê, en wat hulle mee besig is met die Hamas en die Palestynë. Die grote kerk. Die grote kerk, né? Die grote kerk van die NG Kerk. Lyk my daai storie rol en rol en rol. Hy gaan nie ophou nie. Hy gaan nie gou ophou nie. Elkeen het 'n verskillende eiertjie te lê daarop. Ek sien Dr. Fikker het ook daar so eier om te lê. Dit sê so, het Palestynë dalk die NG Kerk ook gekaap. Dr. Bernard Fikker. Die verwantskap tussen die twee berigte op een dag. Vingers wys oor Palestynë op vlug en kerkgesprek ontaard in 'n polemiek oor politiek was veelzeggend. Dis duidelik dat die NG Kerk het goeie betrekkinge met die Palestynë. Hierdie was 'n grootskaalse steun-Palestina veldtog, tesame met omvattende anti-Joodse toesprake deur die who's who van anti-Joodse sprekers. Behoort dit enigstens in enige Afrikaanse kerk? Hoekom is dit nie in 'n saal gehou nie? Word die NG Kerk nie meer as 'n plek van aanbidding beskou nie? Is daar nie meer enige konsep van iets soos 'n liturgiese area nie? Dan beweer De Villiers,
Geen anti-Joodse baniere of haatspraak is toegelaat nie. Regtig? Die foto's wat ek geneem het van die vele baniere by die kerk weerspreek sy bewering. De Villiers se bewering dat geen haatspraak toegelaat is nie, is net so vals. Dit sal insiggewend wees as die inhoud van al die toesprake geplaas kan word sodat lesers self kan besluit of daar haatspraak was en of De Villiers in die NG Kerk deur die Palestynë Solidariteit kampanje gekaap is. Baie goeie punt. Ja, nou ja, hier's nou Johannes Lourens van Robertson, hy het ook daar kommentaar gelewer, hy sê die NG Kerk se toekoms lyk duister. Hy skryf, hy sê, dis met groot hartseer dat ek verneem van die interkerklike, en dit is die aanhalingstekens interkerklike, nou interkerklike kan nog so tot 'n mate aanvaarbaar wees as dit interkerklike is van soort gelyke mense wat soortgelyk denk as jy, soortgelyke denkers, jy weet. Ja, byvoorbeeld as jy twee protestante kerke het wat baie dieselfde glo en julle doen iets saam of wat ook al mag wees, dan is dit een ding. Ja. Maar maar hierdie kerklik moet in aanhaling wees, né? Wat dominee Rian de Villiers as leraar van die NG Grote Kerk in Kaapstad op Sondag 26 Oktober in die kerk gereël het. Onmin oor kritiese besprekings van Gaza-strook by Grote Kerk, was die berig. Dan gaan hy aan en sê, De Villiers het myns insiens die verkeerde oordeel aan die dag gelê deur die byeenkoms in 'n kerk en onder die vaandel van die Grote Kerk te reël. En daarmee stem ek met hom saam. Hy sê, ek as lidmaat van die NG Kerk verwag dat De Villiers soemier van alle NG Kerk bedrywighede en pligte onthef word. Enige ondersoeke ensovoorts wat uit so ontslag mag spruit, kan later hanteer word. Want soos met sulke dinge gaan, word daar 'n ondersoek in aanhalingstekens gelas, en dan sal 'n tikkie op die vingers die uitkoms wees om nie ander mense te ontstel nie. Ja, en ek dink dis wat gaan weer eens gebeur hier. Dan sluit hy af, hy sê terloops, as gebore Kaapenaar is ek in hierdie einste kerk gedoop en voorgestel. Tja, Baie dankie Johannes vir jou besorgdhede daar. dit is nou nog een, jy het Sasolburg oom, Ja, deur Michiel van Niekerk, wat sê synode oor kaping van Grote Kerk. Die momentum van kritiek teen die onlangse besetting van die Grote Kerk in Kaapstad vir politieke doeleindes en dit met die oënskynlike goedkeuring en samewerking van die kerk en sy leraar, dominee Rian de Villiers, is besig om toe te neem. Dit is goed so. Ja, al hoe meer en meer. Die vraag is hoe dit kon gebeur het, dat 'n nie-Christelike beweging dit reg gekry het om die ruimte van 'n NG Kerk en dit nogal die Grote Kerk te kaap vir 'n hoogs gepolitiseerde byeenkoms. Daai is 'n baie belangrike woord. 'n nie-Christelike organisasie. En Kaap hoogs Kerk. gepolitiseerde byeenkoms. Politiek hoort nie in die kerk nie, nommer 1. Dit was 'n ernstige gebeurtenis en daar word met reg gevra of die Palestynë dalk die NG Kerk gekaap het. Dan is daar ook stellings dat die NG Kerk se toekoms op die rug daarvan duister lyk. Ek dink dat dit vir die deursnee lidmaat van die NG Kerk is hierdie gebeurtenis nie net baie ernstig nie, maar tot op hede ondenkbaar. En mense graag wou weet, waar is die oorsig, toesig van die kerkraad, van die betrokke gemeente en nog meer, wat is die synode se mening daaroor? Baie goed. Wat sê julle die leierskap? Goeie punt. Ja. Hier is nou 'n brief, dis nou 'n antwoord op Johannes Lourens se skrywe wat ek nou net daarna verwys het. En dis deur Dr. Henetta Klasing geskryf van Randfontein. En die opskrif is oor ontering van die huis van God. En sy sê, soos Johannes Lourens wil ek my ontsteltenis uitspreek oor die politieke byeenkoms in die NG Grote Kerk in Kaapstad op Sondag 26 Oktober. Op ander platforms het 'n groot aantal Christene en mense wat persoonlik teenwoordig was ook sterk gereageer oor die ontering van wat in die volksmond bekend is as die huis van God. Toegewyde plekke wat in alle denominasies gebruik word deur geordende leraars of pastore vir die opbou van gelowiges, evangelisasie en die maak van disippels. Baie plegtige gebeurtenisse vind in sulke kerkgeboue plaas. Die voltrekking van egverbintenisse, sakramente,
En die ander eerbiedige formaliteit soos die nagmaal, doop en belydenisaflegging, ja, al die groot ernstige dinge aan die mense se lewens van 'n plaas. Die geleenthede word almal gekenmerk deur formaliteit, eerbied, ja, en het rituele betekenis. Dis nie net nog 'n show nie. Die gebeure op 26 Oktober het nie net moraliteit verlaag nie, dit onteer ook die besondere skoonheid en karakter van een van die NG Kerk se oudste kerkgeboue. Ja, laat jou van jou vroegste en grootste historiese kerkgebou vir sulke gebeurtenis gebruik word. Dit is 'n bietjie baie erg. Meeste kerke het sale wat vir sekulêre funksies gebruik kan word. Indien die groot kerk nie een het nie, is ek seker dat daar wel nabygeleë sale beskikbaar was. Sure. Dr. Bernard Fikker het in 'n brief 29:10 verwys na Jesus wat handelaars en geldwisselaars uit die tempel gedryf en God se huis heilig verklaar het. In die Ou Testament is meer as een voorbeeld waar heilige voorwerpe of gebruike ontheilig is. Een daarvan is Belsassar, wat gedrink het uit die heilige voorwerpe van die tempel. Dit lei tot die skrif aan die muur oordeel. Ja, direk. 1 Korintiërs 10:11 sê, hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye sal beleef. Sjoe. Maar die moderne teoloog kan nie hoor nie, hulle kyk nie na die waarskuwings nie, en dis nou maar net alles 'n storieboek wat daarvan gepraat word. Hierso uit die rapport van Netwerk 24 is daar nou een wat sê moslems sal mos nie toelaat dat Christene in moskees aanbid nie. Dis 'n interessante titel, né? Maar sal hulle toelaat? Hulle is baie streng op hulle. Sal hulle miskien toelaat dat ons na Mekka toe gaan en groot Christelike evangelisasiediens daarso hou? Ons is wat hulle sê kafir, ons is ongelowiges, dis jy word glad nie daar toegelaat nie. Glad nie is in die stad nie. Ek praat van die kerk nie of hulle 'n tempel nie. Glad nie in die stad word jy toegelaat nie. So. Ben van Rensburg skryf hier so die strand. Dit sê die besluit van die NG Gemeente Kaapstad en hulle reverend predikant met sy Engelse predikantsboortjie aan. Op Sondag 26 Oktober 2025 in die Grote Kerk 'n politieke byeenkoms teen Israel aan te bied, moet met die grootste minagting deur alle Christene in Suid-Afrika verwerp word. Ek wil glo dat God en sy seun, Jesus Christus, op hierdie dag in die hemel sit en heil het. Die aard van hierdie byeenkoms het dit ideaal gemaak om in 'n islamitiese moskee aangebied te word, veral die historiese moskee in die Bokaap. Maar moslems, wat in teenstelling met Christene sterk oor hulle moskees voel, beskou hul plek van aanbidding as heilige ruimte, nie as 'n neutrale gemeenskapsentrum nie. Lydens die Koran behoort moskees aan Allah, roep dus niemand saam met Allah aan nie, Surah 72:18. En moskees moet gebruik word om die naam van Allah te verhoog, Surah 24:36. Vir my as Christen is my kerk net so heilig soos die moskee vir die moslimgelowiges en mag dit vir niks anders gebruik word as 'n heilige plek van aanbidding van my God, my Jesus, my Heilige Gees nie. Ek doen 'n beroep op die moderator van die NG Kerk van Suid-Afrika om die gebruik van NG Kerke dwarsdeur streng te herdefinieer sodat 'n byeenkoms soos die van 26 Oktober 2025 nooit weer in die NG Kerk in Suid-Afrika sal plaasvind nie. Nou daar word 'n beroep gedoen op die moderator. Daar's nog niks van hom gehoor nie. Daar was die afgelope maandag van die meerdere vergaderings wat hierdie situasie bespreek het. Daar's nog geen aankondiging of iets gedoen daaromtrent nie. Almal bly maar net stil. Lyk my te bang om enigiets te sê, want wat hulle ook al sê, gaan hulle in die moeilikheid wees. Dit gaan net erger wees daar. Hulle probeer seker kyk hoe neutraal kan hulle wat se antwoorde hulle ook gaan kry. Ja. Hulle gaan kyk hoe neutraal hulle moontlik kan optree. Absoluut, ja. Ja, okay, dan is daar nog hier so 'n brief van Dr. G.A. Grootboom Mosselbaai. En sy vraag is: hoekom koester Suid-Afrika die Palestynë? Ja, en hoekom
koester baie mense nie vir Israel nie, of kry ten minste 'n balans, waar party mense staan, maar as jy nie 100% seker is wat die waarheid is nie, en jy het die tyd om ondersoek self in te stel nie, dan wees maar dan neutraal. Ja. Hy sê om 'n saak in Israel in die Wêreldhof aanhangig te maak ten gunste van die Palestynë is een ding, maar om hulle in jou midde toe te laat en te koester is 'n perd van 'n ander kleur. Die eerste antwoord wat die Afrikaners wil hoor is, wie het vir wat betaal? Sien dit dat die minister van Buitelandse Sake kon sês van geen sout of water weet nie. Meer nog, hoekom is hulle saam met die ander ongedokumenteerdes by die Lindela repatriasie sentrum nie? Meeste Arabiese lande weier om die Palestynë toe te laat. Jordanië sien hulle as 'n bedreiging vir interne veiligheid. Libanon wil nie weer 'n gewapende groep toelaat nie. En Iran, hul grootste befondser, soek hulle ook nie. Dieselfde geld onder meer Egipte, Sirië en Irak. Wat probeer Suid-Afrika bewys? Ja. En hierdie is 'n baie diep liggende en geldige vraag, en daar is antwoorde daarop. Wat maak hom hoogheiliger en menseredders? Weet ons wat ons besig is om in ons midde te koester? Sure. Party mense weet, die ander bedek dit, wil nie sê nie. En dan wil ons president Donald Trump beskuldig van hegemonie. Ja, wel, baie dankie vir Dr. Grootboom vir daardie geldige vraag wat hy daar vra. Hier het ons nou berig uit die Sunday Times, oom. Hier sal ons nou sien die prente van die mense wat van die vliegtuig afgekom het, wat van Gaza afgekom het. Het sê nou hierso, joining the dots, unannounced plane load of Palestinians from Gaza and the Trump's claim of white genocide are not random events, but part of a sustained campaign to discredit SA, writes Kay Sixwele. A nation not accidentally find itself at the center of a perfect diplomatic storm. Such storms are engineered. South Africa prepares to host the world's most powerful leaders at the G2 summit. It's not merely managing a complex international event, rather, it finds itself under a sophisticated, multi-pronged assault. The various elements of this offensive, when analyzed, reveal a chillingly coherent campaign to cripple our moral authority, destabilize our domestic politics, and punish us for the sin of being principled. Interessante siening, ja. Soos daar is 'n doelbewuste campaign to discredit South Africa. Dit is nou sy siening, dis nou daardie Sunday Times siening. Ja. Nou interessant, kyk hierso in die burger, en eintlik is dit dieselfde prent wat hulle daar so wys. Prent, ja. Selfde prent daar, presies dieselfde. En hulle sê die Palestynse vlugtelinge op die Oor-Tambo lughawe. Dan is die opskrif hier so, Palestynë in Suid-Afrika, organisasie ontken hy het bande met Israel. En volgens daardie berig is dit nou Israel wat die ding gekook het om ons in 'n slegte lig te stel. Hier is nou geskryf deur Gert van der Westhuizen, en ek dink hy was die vorige redakteur van Volksblad gewees, as ek reg onthou, maar wat nou toegemaak is. En hy sê, die organisasie wat verlede week 153 Palestynse vlugtelinge na Suid-Afrika gebring het, ontken hy het bande met Israel, of dat hy enigiets onderduims gedoen het. Ja. Presies teenoorgestelde van daardie berig, né? Al Much Europe sê op sy webwerf, hy het na 96 uur van laster deur die media, né? Besluit om op aantuigings teen hom te reageer. Dit is gerugte wat versprei is deur partye met duidelike politieke motiewe. Sure. Swart smedery, en dan berig elke koerant dat 'n ander invalshoek, né? Ja. Dan gaan dit sê, hy het voors ontken dat hy enige bande met die Mossad het. Die organisasie sê in sy reaksie, hy is deur mense wat in die Gaza-strook gestig is,
wat wil wegkom van 'n masse autoritaire regering. Soos hulle wil wegkom van hulle eie leierskap Hamas. Dan gaan hy aan en dan skryf Gert verder, hy sê, die situasie is eers bereder nadat Gift of the Givers en die regering ingegryp het. Nomvula Mokonyane, eerste adjunkt-sekretaris-generaal van die ANC, het Dinsdag op sosiale media gesê, sy het 'n afvaardiging van haar party gelei, in samesprekings met Gift of the Givers en Hanan Jarrah, Palestynse ambassadeur. Dan eindig het af. Dr. Imtiaz Sooliman van Gift of the Givers is al sedert maandag vir kommentaar gevra. Hy het teen druktyd nog nie in sy onderneming gestand gedoen om wel te reageer nie. Tja. Daar is 'n rede daarvoor. Is 'n rede daarvoor, want hy wil nie, want hy sit agter baie van die dinge daarvan. Stil bly is ook 'n antwoord hom. Maar dis 'n antwoord wat baie verwarring en onsekerheid bring. Jong, om daarbij aan te sluit, het iemand my hierdie gestuur, dis nou net 'n tekenprentjie hier om te wys die verskillende perspektiewe. En die een kant is daar so 4 pyle, en het sê by 1944, the Nazis had fired over 11,000 rockets into England. When Churchill retaliated, he was called a war hero. By 2024, dis nou 80 jaar later, Hamas had fired over 32,000 rockets into Israel. Tja. Dis 'n geweldige klomp, 3 keer wat die Nazis gedoen het daar. When Netanyahu retaliated, he was called a war criminal. En toe ons as 'n land gaan 'n hofsaak maak teen hom by die Wêreldhof. Ai nee, die hypocrisie Ja, is wat nee. daar onder staan, nee. Sjoe. Hier het ons nou 'n interessante video oom, Ja? wat gaan oor die Suid-Afrikaanse diplomate in Hamas. En is 8 minute lank, maar ek dink ons moet na hom kyk. Ja, dit is 'n baie insiggewende video daarin wat 'n Amerikaner vanaf die buitekant inloer en vir ons probeer vertel wat gaan in ons land aan. En ek dink dis baie relatief vir die gebeurtenisse by die Grote Kerk, want almal wat hulle aanspreek was by daardie Grote Kerkvergadering gewees Sjoe. om die Palestynse saak te ondersteun. Kom ons kyk wat hulle wys daarso. When South Africa brings Gazans into the country, it's humanitarian. But when Israel does it, they call it ethnic cleansing. Welcome to Axis of Truth. I'm Emily Schrader, and boy, do we have some insane stories to break down today. I just got back from the UK after taking on a well-known Hamas associate from South Africa on live TV, and let's just say that he did not walk away smiling. We're breaking down that debate, exposing how South Africa has turned itself into a Hamas playground, and then diving into 2 absolutely insane stories: a mass kidnapping of Christian children in Nigeria and a shocking jihad financing operation in Minnesota using U.S. taxpayer money. Let's jump in. Now, before we go even deeper in the coming weeks, let me tell you exactly what's really happening inside South Africa's government and why this so-called surprise plane of Gazans was never really a surprise at all. The South African government claimed they had no idea that this flight was coming. They said Israel was ethnically cleansing Gazans. They even claimed the passengers didn't have proper passport stamps. None of that is even remotely true. And honestly, they know it. First of all, Palestinians don't need a visa to enter South Africa. Second, you can't charter a plane to a major international airport without the government approving it. There are flight plans, security clearances, diplomatic notifications. This is basic. It's physically impossible for any government to be unaware of a chartered international arrival on its own soil. So why the acting? Why the fake outrage? Because this time, Israel was the one facilitating the transfer of Gazans. That's it. The entire meltdown was political theater.
When South Africa brings Gazans into the country, it's humanitarian. And when Israel helps Gazans exit a war zone, suddenly it's ethnic cleansing, even though it's only 150 of them. What an absolute joke. And just to expose this hypocrisy even more, last year, Imtiaz Sooliman, a Muslim Brotherhood activist who has fundraised for Hamas, flew a plane of 59 Gazan doctors and medical students into South Africa. This was celebrated in South Africa as a great humanitarian effort. But when Israel does the exact same thing, unacceptable, criminal, genocide, propaganda in its purest form. And here's the part that they really hope that you never figure out. With the Rafah crossing closed and the Egyptian agency Hala shut down, the Palestinian Authority is no longer getting its cut, its kickbacks, from Gazans exiting the Strip. And that is the real reason that we saw the Palestinian Authority demanding that South Africa not admit these Gazans into their country. It's not security or procedure, just money. Now let's talk about Ambassador Ibrahim Rasool, the man I just debated on Piers Morgan this week. And let me tell you, it didn't go well for him in this debate. Rasool has spent decades building relationships with Hamas and Muslim Brotherhood figures, meeting them regularly. He's praised Yusuf al-Qaradawi, the godfather of the Muslim Brotherhood, calling him his spiritual guide and saying that his days with him were some of the most memorable in his life. In fact, Rasool's own charity even co-hosted events with Qaradawi's organization. And just a few months before he was appointed to ambassador to the United States, he proudly hosted a delegation of the Muslim Brotherhood focused on advancing the Palestinian cause. But Rasool also is a Hamas fanboy. He boasted on social media about having a keffiyeh signed by Hamas leader Ismail Haniyeh just weeks before October 7th. And it gets worse. In March 2019, Rasool participated in a fundraising gala organized by his close friend, Imtiaz Sooliman, yet the same one who brought that plane of Gazans last year. And this event was attended by Hamas officials. Sooliman is also a friend of Bassem Naim, the Hamas Minister of Health, former Hamas Minister of Health, responsible for helping to build the hospital tunnel system that was used to traffic hostages on and after October 7th. Now, at that same event was Sheikh Ibrahim Gabriels of the Al-Quds Foundation, an organization that is directly linked to Hamas and handed over to him by Sooliman years earlier. And what did Ibrahim Rasool say at that gala? He said, and I quote, "Let us help equip our brothers and sisters for a war that is surely coming." And indeed, the money raised that night went straight into the Hamas-controlled Gaza Ministry of Health during a Hamas terror campaign at the Gaza border in 2019. Now, Rasool has a long track record of meeting Hamas Politburo members, including Mohammed Nazal, a man responsible for moving money and equipment into Gaza. He's also praised Hamas founder Ahmed Yassin as one of his greatest inspirations and even quoted Yassin's call to fight under a flag of Islam. And yes, this is the same Ibrahim Rasool who was expelled recently from the United States for calling Trump a white supremacist while serving as a diplomat, and whose prior stint as an ambassador ended after he was caught bribing journalists with public money to write positive stories about him. And then there's Naledi Pandor, the former head of South Africa's foreign ministry, DIRCO, who was just kicked out of the United States this week. This is the same person who flew to Iran weeks after October 7th to meet with the regime that arms Hamas. She spent years aligning South Africa with the most extreme anti-Israel and anti-Western actors in the world. She even publicly endorsed armed resistance, aka terrorism. Take a look. Armed struggle may become a necessity. I said recently in America that we as Muslims, we are a peace-loving people, but we are permitted to engage in jihad when necessary. And we must remember this. It's crazy, but this behavior from ANC officials isn't unusual, and it's what got South Africa graylisted for terror financing too. They are deeply entangled with Hamas and the Muslim Brotherhood and willing to be the African base for the Islamic Republic of Iran as well. South Africa isn't a neutral actor, it's compromised, and it's time that the world sees it and the ANC for exactly what they are. Sjoe, oom, dit was nou
veelzeggend. Veelzeggend is die regte woord. Ja. En al die mense wat sy daar genoem het daar, Abraham Rasool, Naledi Pandor, Imtiaz Sooliman, was almal by die grote kerk gewees daar. Regtig? As sprekers. Sure. Almal het daar 'n kommentaar gelewer. Ek kan nie onthou wie elke, maar almal was daar en hierdie Imtiaz Sooliman, hy het gehad daar so buitekant oralste was daar van hierdie mense van sy groepering daar, Gift of the Givers Marshals, hy het alles beheer daar. Sure. Soos nou, dit was eintlik, as jy mooi daarna luister, Hamas gesteunde ondersteuningsvergadering daar, waar hulle pro-Hamas praat, en from the river to the sea, ek het self gewoon met my eie oë, from the river to the sea, moet Israel daar geëlimineer word. Soos is 'n baie goeie oorsig daarin. Ek kan nie verstaan dat van die NG dominees nie verstaan wat er aangaan. Hulle word gekaap deur die moslims en hulle verstaan dit nie. Ons het mos nou net nou gesels oor BBC wat nou aangevat word oor daai een dokumentêr wat hulle gemaak het. En laasweek het gepraat oor wat hulle gedoen het met Trump en dit was nie die eerste en die laaste nie. Hopelik leer nou hulle les, maar die probleem wat ek sien is dat baie mense luister na die radio en hulle kyk na sekere goed op TV en hulle glo alles net wat hulle hoor, in plaas van dat hulle eie ondersoek gaan doen. En baie mense, hulle glo maar net, hulle hoor van, okay, Israel het miskien hierdie vreeslike ding gedoen, in plaas van om te gaan kyk, is dit so, is dit nie so nie, wat het gebeur, wat ook al het mag wees, glo hulle net alles. Ja. Ek sien Geen nie, onderskanning vermoë nie. ek sien nie alles wat Israel doen is reg nie, Nee, ek glad sien nie, wat ook al die punt mag wees, die punt is man, dat baie mense blindelings volg, veral baie Suid-Afrikaners, volg net blindelings en sê, ja, hierdie mense, wat ook al het mag wees, maar wat hulle nie besef nie is dat Hamas is terroriste, Ja. en dat hier is 'n groter agenda agter. Wie betaal al hierdie mense? Dit is miljoene en miljoene rande en dollars wat betaal word aan al soveel, is 'n hele netwerk van mense reg oor die wêreld amper, wat hierdie Free Palestine storie Ja. borg en aan die gang hou. So, dis baie meer as net wat jy sien. Ja, soos hulle daar so noem, nee, hierdie Gift of the Givers, waar gaan al daardie bydraes heen daar? Sure. En hierdie Muslim Brotherhood is nou in Amerika verban as 'n terroristeorganisasie. Dis 'n goeie ding. Ja. Ja, sure. Kyk, ons tydjie is op, ons hoop jy het iets geleer daar, ek het definitief iets geleer, hierso so bevestig maar net, en die gevaar is, kerkleiers, moenie uitgevang word deur so iets nie, en dink dis nou maar net Christelike broederskap nie, nee, nommer 1, dis nie Christen nie, en wat sit daar agter? Hierdie was 'n Hamas, Palestyn geïnspireerde vergadering in 'n Christelike kerk, en dis onaanvaarbaar. Sure. Ja, nee. Tot ziens, ons sien je weer volgende week.